Ja, wat 'n eer. Weet jy, as mens so in die teenwoordigheid van die Here staan en net so bewus is van hom, dan weet jy, daar's geen plek beter as wat ek wil wees. Weet ek dink die ding wat die meeste gemis het in COVID en al hierdie dinge, was dat ons nie kon saamkom in die huis van die Here. Want is goed om jou stilte tyd te hê, is belangrik om jou stilte tyd te hê. Maar jou tyd saam met die Here is kosbaar. Want in daardie oomblikke is die oomblikke wanneer hy met jou praat, wat hy diep geheimenisse net met jou deel. En hy ken jou so intiem, en hy weet presies wat jy moet. En jy staan daar op en weet jy, jou gees is net sonder geluk. Jy voel dat die dinge wat op jou skouers gelê het, weg is. En jy weet dat jy weer krag het om te kan aangaan. En in vandag se tye, ons lewe in moeilike tye, mense kry verskriklik swaar. Verskriklik swaar. Jy sien die hopeloosheid, jy sien die moegheid, jy sien die vrees op mense se gesigte. En as jy met hulle begin praat, dan sê hulle gou vir jou, weet jy wat, ek kry swaar. Ek weet nie waar kom my volgende bord kos. Ek kry swaar, ek weet nie, gaan ek my huis betaal die einde van die maand. Ja, ek werk, en ja, ek maak nie saak wat ek probeer nie, dis asof ek net nie voorkom. En volgens sê die Here, wanneer dit lyk asof dit te laat is, antwoord Jesus, moenie vrees nie, glo net. Dis wat die Here volgens wil sê, moenie vrees nie, glo net. En ons gaan nou, Lukas 8 vers 40. Gaan ons na Lukas 8 vers 40. As jy daar is, dis in die Nuwe Testament. Lukas 8 vers 40. En toe Jesus terugkom, het die skare hom verwelkom, want almal was hom te wagte. En daar kom 'n man wie se naam Jairus was, en hy was 'n owerste van die sinagoge, en hy val voor die voete van Jesus neer, en smeek hom om na sy huis toe te kom. Want sy enigste dogter van omtrent 12 jaar het op sterwe gelê. Terwyl hy gaan, het die skare hom verdring. En 'n vrou wat 12 jaar lank aan bloedvloei gely het, en wat haar hele vermoë aan geneesere uitgegee het, en deur niemand gesond gemaak kon word nie, het van agteraf gekom en die skoen van sy kleed aangeraak, en haar bloedvloei het onmiddellik opgehou. Daarop sê Jesus, wie is dit wat my aangeraak het? En toe almal dit ontken, sê Petrus en die wat by hom was, meester, die skare druk en verdring u, en hy sê, wie is dit wat my aangeraak het? Maar Jesus antwoord, iemand het my aangeraak, want ek het gemerk dat krag aan my uitgegaan het. En toe die vrou sien dat sy nie verborgen gebly het nie, kom sy bewend en val voor hom neer en vertel hom voor die hele volk om watter rede sy hom aangeraak het en hoe sy onmiddellik gesond geword het. En hy sê vir haar, hou goeie moed, dogter, jou geloof het jou gered, gaan in vrede. Terwyl hy nog spreek, kom daar iemand van die owerste van die sinagoge se huis en sê vir hom, u dogter is dood, moenie die meester lastig val nie. Maar toe Jesus dit hoor, antwoord hy hom en sê, moenie vrees nie, glo net en sy sal gered word. In die vertaling sê, sy sal gesond word. En weet ons, hy gaan na sy huis toe, stuur almal uit, net Jakobus, Petrus en Johannes gaan saam met hom in, en hy sê vir die dogtertjie, staan op. Moenie vrees nie, glo net. En dis wat die Here vir ons wil sê. So dis jy enige dogtertjie wat siek is. En hy kom en hy weet, dis net Jesus wat kan help, en hy val voor hom neer, en hy sê asseblief, meester, kom en bid vir my dogtertjie. Sy is baie siek. En skielik is daar 'n onderbreking. Jesus stop. Hy sê, wie het my aangeraak? En ek seker op daai stadium het Jairus gedink, Here, hoekom stop nie? Dis dringend. My dogtertjie is baie siek, sy gaan sterf. Maar hy stop en hy vra, wie het my aangeraak? Maar dit was belangrik dat Jesus gestop het. Want toe hy hierdie vrou sien, wat vir 12 jaar bloedvloei gehad het, jy moet onthou, sy was onrein. Dit beteken sy kon nie in die huis van die Here kom nie. Dit beteken niemand kon naby haar kom nie. Hulle kon nie dieselfde eet kry het nie, hulle kon nie in dieselfde
huis bly as sy nie. En oorals wat sy gegaan het, moes sy geroep het, onrein, onrein. Sy was heeltemal verwerk, en die woord sê vir my, sy het alles wat sy gehad het, gebruik op dokters, en sy het nie beter geword nie, sy het sleg geword. Die woord sê vir my, en sy, toe sy van Jesus hoor, het sy in haar hart gedink, as ek maar net aan die sool van sy kleed kan raak. Sy het gedink, as ek maar net kon. En ons weet, sy kruip deur die skare, en sy raak hom. Soveel geloof, en Jairus moes dit hoor, dat sy genees was, want toe Jesus of daai persoon hom kom sê, sy dogtertjie is dood, toe weet hy wie Jesus is. Moenie vrees, glo net in my. Glo net in wie ek is. Dis wat Jesus basies vir hom sê. Want wat is dit? Waar moet ek glo? My dogter staan nou dood. Glo net in my. Johannes 14 vers 1 sê, laat julle hart nie ontstel word nie. Glo in God, glo ook in my. Glo dit wat Jesus beloof het, hy het hom gesê, ek sal saam met jou gaan en ek gaan vir jou dogtertjie bid en sy sal gesond word. Glo dat dit wat ek vir jou gesê het, ek onderneem het om te doen, ek gaan dit nog steeds doen en sy gaan nog steeds gesond raak. Glo dat my karakter en wie ek is, dat ek God almagtig is, dat dit wat jy van my gehoor het, al die getuienisse van die genesing, dat dit is wie ek is. Glo in my liefde. Mense, as daar enigiets waarin jy moet twyfel, dan moet jy nooit twyfel aan God se liefde. Daardie liefde wat sy seun aan kruis toegestuur het. Daardie liefde wat dat hy na kruis gesterf het, terwyl mense hom bespot het, het hy nog steeds gesterf. Die woord sê hy het gesterf toe ons nog vyande was. Dit is die liefde wat God vir elkeen van ons is. Hy sê jy, nie jou naam nie, baie ouens sê jou naam. Nee, jy is in sy handpalms ingegraveer. As hy sy hand sien, sien hy jou. Die woord sê vir my, jou mure is gedierig voor. Hy weet alles van jou. Daar is niks wat kan wegsteek nie. Hy het jou gemaak, hy sê elke woord of elke ding wat jy in jou lewe sal deurgaan, is reeds opgeskryf, hy het beplan. Jy sien nie daar nie. God het jou beplan. Hy het oor jou gedroom en hy dinge in jou lewe en in jou geplaas, wat hy geweet het op hierdie stadium van hierdie tyd, 2025, hierdie jaar, dis die jaar wat hy wil uitbring. Hy wil dit wat hy in jou gedeponeer het, wil hy uitbring, maar hy wil hê jy moet weet wie hy is. Hoe weet ons wie hy is? Want sy voete. Want as die storm op sy ewigste is, dan kan ons oortwyfel. As die storm op sy ewigste is en ons sien nie die lig nie, en dit lyk asof ons vergaan, maar ook sê Jesus, gee nie om dat ons vergaan. Gee nie om dat dit in my lewe gebeur nie. Here, gee nie om dat ek tyd spandeer en nou is my dogtertjie dood nie. Here, gee nie om dat ons gebid het en my seun het gesterf. Here, gee U dan nie om nie. En hy sê, maar onthou wie ek is. Want elke dag gebeur daar dinge in ons lewens wat donker is. In goeie mense lewens donker dinge. En dit is nie Jesus nie. Hy het gekom om vir ons 'n lewe en 'n lewe in oorvloed gegee. Die vyand kom om te steel, te slag en te verwoes. So wanneer jy kan sterf, wanneer jou huwelik op die rots is, wanneer jy kanker kry, is dit nie Jesus wat jou iets wil leer nie. Dis die vyand wat jou steel. En dan sê die woord vir my, Romeine 8, nee, wat sê, maar ek weet, alles werk ten goeie mee vir hulle wat God liefhet. Alles werk ten goeie mee. En dit is waarin ons moet berus,
dat hierdie liefde van God, dat hy sê, te midde van wat ons deurgaan, is jy nooit alleen, ek sal jou nooit begewe, en ek sal jou nooit verlaat nie, en as jy op my vertrou, gaan ek vir die wysheid gee, om deur daai situasie te kom, maar die probleem is, ons sit nie by Jesus se voete nie. Ons gaan na mense toe om ons te probeer help, met ons finansies, met ons siekte, met probleme, maar die plek is by Jesus se voete. Wat sê hy van Maria? Ja, Maria, maar dat is inderdaad. Nee, ek probeer op. Maria, sy beste plek gekies. Want dit is waar jou krag. Dit is waar jou blydskap herstel word. Dit is waar God sy wysheid in jou deponeer. As jy stil bly, nie net praat en vra in jou kruis die lys aflees en jy sit net en sê, Vader, ek is volgende net hier met my koppie koffie. Vader, vanoggend wil ek net hoor, wat wil U vir my sê? Wat wil U in my situasie vir my sê? En dan vertrou ons, dit maak nie saak wat gebeur nie, sy liefde my sal dra. Sy liefde my in die steek sal laat. Glo sy natuur en sy karakter. Hy bly God. En hy verander nooit. Glo in die bloed van Jesus. Die bloed het nog nooit sy krag. Alles is nog steeds veilig onder die bloed. Is nog steeds veilig onder die bloed. As ons onder die bloed bly. Want onthou, almal wat uit daai deur uitgegaan het, is ook getref. Hulle wat binne was. Die beskerming van die bloed is beskermd. Glo in sy beloftes. Woord sê vir my, elke belofte in Christus is ja en amen. Dit kan nie verander. Jesus is die woord. Hy sê alles sal vergaan, maar my woord sal altyd bly staan. Hy kan nie vernietig word nie. Hy is God, almagtig. Hy is die woord. En hy beloof dat elke belofte in sy woord is vir jou. Maar jy moet dit glo, dit help nie net jy lees dit nie. Dit help nie net jy praat dit en hoor en dan praat jy iets anders nie. Weet jy wat is geloof? Geloof staan vas. Maar as ek daai saad geplant het van sê, deur sy wonde is ek genees, dan sit 'n saad wat ek plant. 1 Petrus 2 vers 5. Ek plant daai saad. Die oomblik wat ek weer luister na die vyand wat vir my sê, luister, kyk, jy is so steeds siek. En ek glo dit. Want nou luister ek na ander stemme, dan haal ek daai saad uit. Hy kan nie gaan. Hy kan nie vlug. En dis wat ons so baie keer doen. Ons gee dit vir God in geloof, Here, ek weet jy kan dit doen, maar dan begin ons kyk na die shadows. Ons sien dat dit die laaste uur is en Jesus het nog steeds niks gedoen. Die deurbraak is nog steeds nie daar nie. Die genesing is nog steeds nie daar nie. Ek is nog steeds siek. Ek nog steeds nie die finansies nie en vrees kom. En ek haal daai saad uit. En ek kanselleer alles. Twee kragte kan nie teen mekaar trek en jy gaan nêrens heen nie. Vrees en geloof. Vrees en geloof. Jy kanselleer geloof uit met vrees. Want vrees is die vyand, nooit Jesus nie. Vrees is die vyand wat sê, Jesus is nie genoeg nie. Jesus gaan nie deurkom nie. Wat het hy in die tuin gesê? Is jy seker dat dit is wat God gesê het? Hy is nie so God nie. Hy wil net nie hê jy moet soos hy wees nie. En hy doen dit nog steeds met ons. En ons val nog steeds vir dieselfde leuen oor en oor. Sy beloftes is ja en amen. As hy sê, hy het al my sondes vergewe. As dit in Hebreërs sê, hy het een keer ingegaan en 'n ewige verlossing teweeggebring. En dit beteken presies so.
As ek nog iets wil doen, harder moet werk sodat Jesus my genees, harder moet doen sodat hy sy gees op my uit moet sorg, meer en meer doen, dan beteken dit, Jesus het nie genoeg gedoen. Ek moet nog iets doen. En dis God lasterlik. En ons doen dit. En dan onthou sy teenwoordigheid. Dis waar jou krag lê. Moenie vrees nie, glo in my, en jy sal my heerlikheid sien. Lukas 5 vers 51 tot 65, en toe hy by die huis kom, het hy niemand toegelaat nie, ons het gehuil, en hulle het hom uitgelag, en toe hy almal na buite gejaag het, gryp hy haar hand en roep uit en sê, dogtertjie, staan op. Volle geloof. En dit wat hy gesê het hy gaan doen, hy sal doen. Maar ons lewens in 'n wêreld wat alles moet ons vinnig wees. Ek bid nou, môreoggend moet die antwoord daar wees. Nee, geloof, vra dat jy geduldig sal wees op God se tyd. So baie keer vra ons vir dinge, maar ons moet weet, daar's dinge wat moet gebeur. Here, ek wil hierdie huis verkoop. Miskien moet iemand anders eers hulle huis verkoop, sodat hulle jou huis kan. So wat beteken hulle sê, Vader, wys my wat ek moet. Wys my wat ek moet glo. Wat is besig om te gebeur wat ek nie sien? Hoekom is daar 'n wag? En hier is nie 'n wys. Sadrag, Mesach en Abednego, julle weet daai 3 manne. Ons weet dat die koning Nebukadneser het hierdie beeld gemaak, en hy het gesê as die siter en die trompet en die drome en al hierdie harpe speel, dan sal julle voor hierdie beeld neerbuig en hom aanbid. En hierdie 3 manne het gehuil. En hy het hulle ingeroep en hy het gesê, ek gee julle laaste kans. As hierdie instrumente dan nou speel, dan sal julle neerbuig. En hulle sê vir hom, as ons God wat ons dien in staat is om ons te red, dan sal ons uit die brandende vuur en uit u hand, o koning, verlos. Maar so nie, laat u dan bekend wees, o koning, dat ons die gode nie sal dien nie, en die goue beeld wat u opgerig het, nie sal aanbid. Ons God is by magte, maar al sou hy nie. En ons weet dat daai vuur 7 keer warmer gemaak, so dat hulle gooi, die ouens verbrand wat hulle in. En die koning kyk op en hy sê, het julle nie 3 manne gebind in daai vuur te gooi? Hy sê, maar kyk, ek sien 3 manne, ongebonde, ongedeerd, in daai vuur stap, en daar is 'n 4de een by hulle, wat lyk soos die seun van God. As ons begin glo, gaan ons God se grootheid begin sien. Dit is sy seisoen hierdie, wat God sy grootheid gaan uitstort, as ons begin glo wie hy is, en wat hy sê, hy sal doen. Ons sal sy heerlikheid sien. En Jesus sê, neem die steen weg. En Martha sê, my Here, ek verstaan nie. Hy sal 4 dae dood. Hy stink. Hulle sê, maar as jy in my glo, sal jy lewe. Maar hy het jy ook gesê. Sy sê, Here, ek verstaan dit, ek weet dit, dat ek nou opstaan en hy sê, nee, vandag sal jy my heerlikheid sien. En hy sê, Lazarus, kom uit. En Lazarus kom uit. En hy leef. Die Here sê, al lyk dinge te laat. Dis nie te laat nie. Moenie vrees nie. Glo net. Moenie vrees nie. Glo net. Ek gaan die laaste stukkie met julle deel. Ek glo, dis van Vader Hoes. So hierdie pastoor, dis 'n ware verhaal. Hierdie pastoor het 'n konferensie bygewoon saam met 'n lawyer.
Wat is 'n lawyer? 'n prokureur. En hulle was op pad terug van Alaska af. Daar was niks wat met my, die se wonder is ek gewees. Hulle is op pad terug, en hulle kaartjies moet koop, en daar was 'n ander man wat saam met hulle was. Hy sê, maar ek het 'n klein vliegtuig, en ek vlieg terug. Vlieg saam met my terug. Nou nie 'n kaartjie koop nie, vlieg sommer saam met my terug. Want ons sê, weet jy wat, ons het nou kaartjies al gekoop, maar hulle besluit, hulle vlieg saam met hierdie man terug, in 'n Cessna vliegtuig, 'n klein vliegtuig. En toe hulle so rukkie gevlieg het, toe begin skielik bewolk raak. En hierdie man word flou. Draai sy oë na die lig en hy's flou. En hulle probeer hom wakker kry. Die pastoor skree vir die prokureur, kry vir ons iemand op die radio. Ons het iemand nodig om ons te help, want nie een van hulle kan vlieg nie. En hy probeer hierdie man bykry, maar is uit, koud uit. Hy roep toe oor die radio en na kry iemand in die hande en sê, ken julle nou nie met radio etiket nie, weet julle niks nie, en sê nie, hulle weet niks nie, hulle kan nie vlieg nie, hulle vlieënier het nou flauw geword, en daar's niemand wat kan vlieg nie. En die ouers weet hulle niks van vlieg af nie, sê nie, hulle weet niks. Jy sê, weet jy, ek gaan kyk of ek iemand kan kry om julle te help. Hulle kry toe 'n vlieginstrukteur in die hande, en hy sê vir die ou, want die pastoor toe sê hy sal vlieg. Hy sê vir hom, ek wil hê, jy moet na niks anders te luister as my stem. Moenie luister na wat iemand vir jou sê nie. Moenie kyk na die wolke en die storm nie. Luister na my stem. En as jy net na my stem sal luister, sal ek jou veilig vat tot jy moet. As jy net na my stem luister. En dit is verskriklik stormig nie. Maar hy sê vir hom presies wat hy moet doen. En aan die einde land hy hierdie vliegtuig 7 keer ge-touchdown, maar hy land hom uiteindelik niemand seer gekry nie. En hy sê vir hom, weet jy wat, as jy nie na my geluister het nie, was jy dood. Jesus gee vir my hierdie skrif, ons almal ken. Johannes 20 vers 25-30. Want julle glo my nie, want julle is nie van my skape nie. Soos ek vir julle gesê, my skape luister na my stem, en ek ken hulle en hulle volg my. En ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en niemand sal uit my hand uittrek nie. Jesus praat uit my hand uittrek nie, hoor wat sê. My Vader wat aan my gegee het, as groter as almal, en niemand kan hulle uit die hand van Vader. Niemand kan hulle uit my hand uittrek. Maar luister, niemand kan uit my Vader sê. Ek kan die Vader sê. Ons moet ophou na allerhande stemme luister. Laat ons soos wat pastoor is, net luister na een stem. Een stem alleen, wat vir ons sê, moenie vrees. Glo net. Glo net in my. En vanoggend wil ek vir julle sê, dat die Here praat nie net in ons daaglikse lewe nie. Hy praat oor ons liggame wat siek is. Hy praat oor ons finansies. Hy praat oor ons kinders. Hy praat oor ons huwelike en ons besighede. En hy praat selfs oor die krag wat hy beloof het om vir ons. Amen. Heilige Gees krag. Amen. En so baie keer het ons begeertes in ons liggame en ons spreek dit. Maar dan kom ons en ons laat ander dinge ons beweeg, sodat ons nooit ervaar wat hy vir ons het. En dan beteken dit, ek glo my gees so vas, die Here sê nie vrees. Dit mag lyk asof dit nommer 99.9 is. Maar as jy sal glo, dan sal jy sy werklikheid sien. Julle sal daai voorsiening wees, sien om daar te kan kom waar julle moet kom. Julle sal die werk sien. Hy het al van tevore gedoen, want die Here sê altyd onthou wat hy van tevore gedoen het. Hy het dit al van tevore gedoen. Op nommer 99.999 het hy dit gedoen.
Hy is in staat om het weer te doen. En hy gaan dit weer doen, as jy nie twyfel. Maar met ons woorde, ons dink ons stel net die temperatuur met ons woorde. Nee, ons stel die thermostaat. Ons maak dit pas. En ons laat vrees kom. En dit wat God ons beloof uit ons hand uitruk. Ons kan nie uit sy hand uitruk nie. Maar dit wat ons beloof het, kan ons acteer. Hoeveel beloftes het die Here ons nie al gegee in ons lewens nie? Waar staan die beloftes? Herinner ons nog aan sy beloftes. Hy sê, maak het vas, skryf het. Herinner my aan daai beloftes, tot jy dit sien in werklikheid kom. Daai beloftes oor jou kinders, daai beloftes oor jou finansies. Hy sê, hy het arm geword, sodat jy ryk sal word. En God is 'n God van oorvloed. Hy kry geen eer as jy swaar kry nie. Jou liggaam is reeds genees. Meer as 2000 jaar gelede op die kruis is jou liggaam genees. Daar is geen siekte in jou liggaam en as jy verborgen is in Christus, kan siekte jou nie vind nie. Maar hoekom vind hy dit ons? Want ons staan nie op die beloftes van God. Ek het die lewe van Christus in my. Siekte kan nie in my wees nie. Ek lewe in die guns van God. Hoekom staan daar mense wat so teen my saam? Want ons stel 'n thermostaat. Want ons dink eintlik stel ons nie die temperatuur. Kom ons staan. Wil jy vir my asseblief vir Markus gaan haal, Louis, asseblief? My Markus. Vanoggend wil ek hê ons die Here vertrou. As dit jou finansies is, dan gaan jy sê, Here, ek wil my finansies. En ek staan op die liefde. Ek staan op die woord, dat op die kruis U reeds die prys betaal. As dit gesondheid is, dan sê Here, hier is my liggaam. Hier is my liggaam, Here, ek is 'n tempel van die Heilige Gees. Ek kan nie siekte in my. So klein mensie mag nie siekte zijn. En ons gaan nie die Here glo volgens. As jy doop met die Heilige Gees nodig het, dan sê Here, U sê dis 'n belofte vir my en vir my kinders. Dis 'n gawe, dis myne. Ja, ons moet begin sê, Here, dis myne. Ons moet begin vasstaan, soos twee kinders wat beklei oor 'n speelding, dis myne. Dis myne, hy beloof dit. Vader, nou in die magtige naam van Jesus, staan ons op U woord. Berus ons in U liefde. En ons kom teen elke siekte toestand in ons liggaam en ons sê, wees genees. Wees genees. Van ons kop tot ons tone, laat die geneesende krag vloei. Laat dit vloei nou, Here, en U was alles uit. Dit is nie van U nie. Ons is 'n tempel van die Heilige Gees. U woon in ons. Daar is geen siekte nie. Dis illegal. Dit hoort nie in ons liggaam nie. Daarom vervloek ons dit nou in die magtige naam van Jesus. Here, laat die krag vloei. Laat die krag vloei. Here, as dit finansies is volgende, Here, dan weet ons, U is die een wat voorsien. Here, as die geld in 'n vis se bek kan sit. Here, as jy sê, gooi dit aan die ander kant uit, Here. Vader, dan doen U dit volgende vir ons. U is 'n goeie Vader. U gee goeie gawes. En Here, vanoggend, Here, bid ek vir elkeen, Here, wat nog nie U krag ervaar het nie. Here, doop volgend met die krag in die magtige naam van Jesus. Here, laat die tale voortspruit. Elke persoon maak die saak op klein en groot, Here, as hulle U kind is. Here, doop hulle
Ons weer is reeds gedoen. Dis reeds gedoen. En dankie dat jy dit nou doen. Wees genees. Wees gevul. Wees kragtig in die Here. In die magtige naam van Jesus.